Ek probeer nou net onthou, tydens die koffie drink, het Regard 'n dingetjie genoem, wat ek nie nou genoem het, ten opsigte van die pastorale besoek, wanneer daar besluit word om lidmate, kom ons sê van die nagmaal af te hou, of aan te spreek oor kerklike bydraes en dies meer. Ek gaan nou spesifiek praat bietjie oor kerklike bydraes, maar nou kom die kerkraad terug en hierdie kommissie het 'n verslag. Nou is dit verskriklik belangrik dat vir in alle gevalle moet die kerkraad eendragtig saam besluit neem. Ek het in my bedieningstyd, en ons het 'n klompie mense onder andere derde trap van afsnyding gehad. Het is verskriklik belangrik en ek het dit konsekwent gedoen en ek hoop die dominees hier gaan dit ook doen. En as die kerkraad besluit het om hierdie persoon van nagmaal af te hou, of as dit nou verder gaan, dat jy gaan oorgaan tot die afsnyding. Elke ouderling het ek laat mondelings antwoord, stem my saam. Want dit is baie belangrik dat 'n kerkraad moet in die lig van God se woord sê, maar dis wat God sê oor hierdie saak. Of het nou saamwoon of buite egtelik, you name die sonde. God haat die sonde, en dit is God sê, ons kan dit nie in die kerk toelaat nie, en omdat ons dit nie in die kerk kan toelaat nie, kan ons nie toelaat dat jy dit doen nie. Gaan lees weer die formulier vir ban of afsnyding. Wie van julle het dit al gelees? Behalwe die dominees. Pieter, het jy? Mooi. En die opname ook? Fout. Maar dit is so belangrik dat ons dit wat ons het, ek het begin met die kennis. Mense, ons formuliere, dink ek word totaal onderskat. Die formuliere agter in die psalmboek, en die nadeel van hierdie goed, is ons mense het nie meer op hulle psalmboekies naby nie. Ek het dinges laas Sondag hier in Britswes, het ek vir die ouens gesê, gaan na 'n bietjie ry op die psalmboek, jy stop hom 'n bietjie af, gaan kyk 'n bietjie daar agter. Dis wat ons in daai formulier. En in die gebede. Wie julle daar skatte in. Ek het nou die dag, en nou praat ek van nou so klag geïrriteerd toe, ek het nou weer bietjie deurwerk. Julle gesien dat in die oggendgebed word die 10 gebooie aangehaal. Om te sê, maar dit is hoe ek vandag gaan aanpak met die wet van God. Daar is soveel skatte. Julle moet hierdie goeders, moet ek vir julle, kan ek vir julle sê, moet 'n mens doen. Die tweede ding wat ek wil doen is, wat ek nie nou gesê het nie, wat ek moes gesê het, is, met jou 16 uur en 50 minute per week, gaan sit op 'n Sondagmiddag en lees die belydenisse net deur. Noem nie opswat nie. Lees hom net deur. Lees jy van die Dordtse leerreëls. Gaan lees hom deur soos jy 'n storieboek deurlees. Het julle al met die ontstaan van die gereformeerde kerk besef dat dit is gewone lidmate wat gebreek het met die NG Kerk. Nie dominees nie, nie ouderlinge nie, lidmate. Hoekom? Want hulle het in die kerk daai stadium goeders ingevoer wat teen die belydenis was.
Die mense wat, en as ons gaan kyk wat die kregboere gedoen het, Sondagoggend het pa klere aangetrek en hy het vir sy gesin en plaaswerkers 'n erediens gehou. Hy het preke gelees het. As hulle die kinders geleer skryf het, geskiedenishandboeke sê, trap der jeug was daar. Ja, maar almal het nie 'n trap der jeug gehad nie. Die kinders geleer skryf, die belydenis hoor te skryf. En dit is waar dit gekom het, dat ons mense die belydenis geken en geweier om van die gesange te sing. Hoekom? Want dit die Jodse leerreëls weerspreek. En dan word hulle onder tug geplaas, omdat hulle sê, maar julle weerspreek die belydenis. En dis ons kerk ontstaan het. Wanneer laas het jy die belydenis 'n bietjie deurgelees? Net om te sê, maar wat glo ons regtig? Kennis. Goed, nou wil ek terugkom by die vraag wat uiteindelik kom is, nou het ons met vir die lidmate gesê, die kerkraad het nou ingestem, en nou moet daar 'n brief vir hierdie lidmate geskryf word. En dit is baie belangrik dat in hierdie brief, en kyk, 80% van hierdie sake gaan oor erediens bywoning. Wat haal ek aan? Die belofte in die toe hy belydenis van geloof afgelê het. En daai persoon te sê, jy het beloof, nou gebruik ek die woord jy, né? Maar julle het beloof, dat julle ywerig die eredienste gaan bywoon. Wat doen julle met julle belofte wat julle afgelê het? So dit is baie belangrik dat in hierdie brief of die kommunikasie aan die lidmaat oor die besluit van die kerkraad God se woord voorop moet staan. En hulle moet met God gekonfronteer word om uiteindelik te reageer. Ons het in my gemeente het ons 2 gesinne gehad. Ek wil sê nagmaal na nagmaal, kom hulle sê, ja, ons het begeerte en vrymoedigheid om nagmaal te gebruik. Skoon het genieleer, die ouderlinge het gesê, en in dag nie op by nagmaal. En toe kom ons dit nou waarneem, toe het ons daar die huisbesoek na nagmaal, wat daar gedoen word, hoekom nie? En ons was so 'n flou verskoning ken. En op die ouende toe word ons 2 gelykleidende briewe geskryf. Selfde bewoording. Dis die belofte wat julle afgelê het, hoekom kom julle dit nie na nie? En is in dieselfde week dat die ouderlinge by die 2 ouderlinge by die 2 gesinne afgelewer. Een gesin se reaksie was, ons het teruggekom kerk toe, en hulle die eredienste bygewoon, en die man het uiteindelik weer 'n diaken geword. Die ander in die kerk bedank. Nou, is dit natuurlik baie keer vir 'n kerkraad, is moeilik sien om 'n lidmaat te bedank. Wat dan? En dan wil ek julle maar net herinner wat gebeur het in Johannes 6. Johannes 6, Jesus kom en hy vermeerder die brood en 20.000 mense vreet hulle self trommeldik. Lekker. Die volgende dag kom hulle terug, nou gaan hulle weer 'n gratis ete kry en dan kry hulle 'n preek. En die oomblik wanneer hierdie prediking vir hulle al duideliker en duideliker word, gaan al meer en meer mense weg. En op die ouene bly daar 12 mense by Jesus oor. Wat van die mense wat weggegaan het? Jesus is skuld. Nee. Hulle het gekies teen Jesus. En hulle het die verantwoordelikheid gehad om weg te gaan. En dan vra Jesus direk vir die 12, vir julle nie ook weggaan nie. En dan Petrus se belydenis en Judas se verraad. So, onthou net, as die mense kerk bedank,
ons gebruik die woord so, dan het hulle gekies teen God se woord. En dit is hoekom hierdie skrywe moet sê, so sê die Here. Baie belangrik. Goed, ons is nou in die derde deel, so in die vrae en antwoorde en gesels. Is daar enige vrae hieroor? Nee. Goed, ek is gevra nie in die voorbereiding spesifiek om te praat oor, nou moet ons na die lidmate toe gaan en met hulle praat oor kerklike bydrae. Goed, die laaste ding van 'n dopper wat tot bekering kom is sy beursie. Neghuis. So met ander woorde, die oomblik wanneer ons gaan praat oor kerklike bydrae, dan het ou so 'n bietjie van 'n moeilikheid, né? En ek wil begin met om vir julle as ouderlinge te sê, ouderling, Johannes 10, waar Jesus sê, ek is die goeie herder, né? Julle as ouderlinge is ook herders, en dan sê hulle, die herder loop vooruit, en sy skape volg hom. Wat kerklike bydrae betref, moet jy as ouderling voorloop. Op 'n stadium het hulle vir my gevra, ek moet vir KwaMashu gemeente help om hulle sustentasie aansoek in te vul. Die twee swart ouderlinge kom na my toe, nou moet ek nog Engels met hulle praat, want hulle verstaan die Afrikaans en ek kan nie isiZulu praat nie. En ek vra toe nou vir die ouderlinge, het julle 'n riglyn wat julle vir die lidmate gee? Sê ja. Hollanders het vir hulle dit geleer met die Hollandse sendelinge, en as ek vra hoeveel, sê R1 'n maand. 12 rand. Nee, ek jou ou einde was daai tyd R12 'n maand gewees. Sê ja. Vra vir die ouderling, gee jou 12. Ja, nee, ek gee elke maand sy R12. Ek sê, nou daai Toyota voorby vol wat jy nou hiermee aangekom het. Wat kos hy jou 'n maand? Nou ja, om 'n lang gesprek kort te maak, ek het hulle toe nou juis Johannes vir die 2 wat daar was, 3 wat daar was, uit Johannes 10 uitgesê, maar julle moet die voorbeeld stel. En die volgende jaar toe hulle daar kom en vra dat ek hulle met die sustentasie aansoek help, toe is die gemiddelde bydrae per lidmaat vir daai gemeente per maand R50. En die ouderlinge het voorgeloop. Nog nie naby aan op standaard nie. Maar goed, so die belangrike is dat jy kan nie, as jy so nou en dan kerklike bydrae gee, vir lidmate aanspreek oor hulle kerklike bydrae. Punt 1. 'n ander geval wat ons een keer gehad het, is dat 'n lidmaat gehad wat R10 'n maand kerklike bydrae gegee het. En toe ons nou vir hom vra, hoekom R10? Hy sê nee, toe hy begin werk het sy pa gesê, nee, hy dink R10 'n maand is voldoende. En hoe lank terug het jy begin werk? Nee, 40 jaar terug. Oké, so met ander woorde, wat sê dit vir jou? Jy lidmaat moet nie dink oor wat hy gee nie, jy moet weet. Nou goed, ek het die voorreg gehad, twyfelagtige voorreg gehad om 15 jaar met sustentasie aansoeke te werk. Eintlik het ek 'n bietjie langer ondervinding daarvan. Maar as jy aansoek doen vir sustentasie, dan is een van die vrae wat die kerk moet antwoord, is die gemiddelde
bydrae per lidmaat per maand 5% van die lidmaat se bruto inkomste. Nou ja, nou wat is jou bruto inkomste? Dis voor aftrekkings, voor jou pensioen af, dis voor die belasting af is en. So, 'n kerkraad moet dit kan verantwoord. So, dis die riglyn wat ons oor jare gekry het. Ons praat nie van 'n tiende nie, want iemand het gekom met die slim idee om te sê, maar toe die tieners daar gepraat het, hulle het die belasting ingesluit en toe kerk en staat geskei en bla bla bla. Nou as iemand daai argument gebring en sê ek bietjie vergelyk net bietjie met die belasting wat hulle aftrek vir belasting met jou kerklike bydrae en dan wow, nee, ons kan dit nie doen nie. Goed. Ek wil sê dat jou bydrae is dus 5% van alles wat die Here jou mee versorg. Ek gaan gou nou net so 'n bietjie prakties wees. As julle nou weer gaan huisbesoek doen en die kerkraad sê ons moet praat oor kerklike bydraes, nee, wil ek vir jou vra om 'n opoffering te doen. Waar is die ander Pieter? Nee, hier's nog 'n Pieter. Daar's 'n ander Pieter. Hoeveel besoekpunte het jy in jou wijk? 14. Ek hoop jy het R140. Ek wil vra, en kom ons gebruik dit as 'n riglyn. 14 lidmate, ek wil hê jy met R140 sit, met ander woorde 14 R10 note saamvat met jou volgende huisbesoek. Maar as jy die afspraak maak, dan vra jy vir die lidmaat, hou asseblief vir my R1 muntstuk. As ek kom huisbesoek doen. En dan wat jy doen is jy sê vir die lidmaat, is vir jou R10, geef my R1 terug. Wat sê dit? Die Here versorg jou met R10 en hy vra R1 terug. En dan, kyk jy daai lidmaat skor, né? As hy gaan net in finansies dink. Maar besef julle die enorme boodskap wat jy oordra. Die Here versorg jou met R10 en hy vra R1 terug. Hy het eers gegee. Jy gee as ouderling daai R10 noot eerste. En dan vra jy, geef my die rand terug. Dis die boodskap wat jy moet oordra. En dis 'n baie praktiese manier en ek glo elke lidmaat gaan presies verstaan wat jy vir hom sê daarmee. Dan kan 'n ou teruggaan na jou skrifbeginsels toe om te sê maar dit is die dankbaarheid. Ek het toe ek nou voorbereiding gedoen het vir vandag, het ek gaan kyk na die Wêreldbank se banksyfers vir Suid-Afrika. Nou, het julle in die afgelope week gesien dat die werkloosheidssyfer het weer gestyg en dit is baie waar. Maar desnieteenstaande, volgens die Wêreldbank is ons die Suid-Afrikaners se per capita gemiddelde inkomste R102.000 per jaar. Dit beteken die gemiddelde mens wat 'n salaris verdien in Suid-Afrika verdien R8.561. As dit 5% daarvan uitwerk, behoort die gemiddelde bydrae per lidmaat per maand R428 te wees. Ander woorde, vir elke 100 lidmate behoort die kerklike inkomste R42.800 te wees
per maand, oftewel R513.700 'n jaar. Nou, mense, asseblief, en ek bedoel in 40 jaar wat ek in die bediening is. Die oomblik wat die mens begin praat oor syfers, is daar onmiddellik iemand wat sê, ja, maar wat van die pensionarisse? Ja, maar wat van die werkloses? Mense in die gereformeerde kerk, Dopperkerk, het ons baie weinig werklose mense. As ons net eerlik wil wees. Die vraag is net, wat van 'n pensionaris? Nou, as ek nou kyk na ons gemiddelde lidmate in ons gemiddelde gemeentes, iemand wat 'n SASSA pensioen kry, ek dink is nou R2.800 'n maand, né? Hoeveel? 4.400. 2.400, okay. R2.400 is R120 'n maand kerklike bydrae. Nou kan ons baie maklik sê, wow, maar dis dan maar baie vir 'n deel van sy pensioen ensovoorts. Maar gaan kyk 'n bietjie, en ek het self soektog gedoen, julle kan maar gaan Google. Wat is die gemiddelde persoon se ete by Mug & Bean? R150 na R250 per persoon. Die gemiddeld by Spur is tussen R200 en R400 per persoon. Dis die rekeninge wat die mense betaal. KFC R185 gemiddeld wat deur die til gaan. McDonald's R226, Debonairs R230. Ons lidmate kan R200, kom ons gaan een keer in 'n maand uit. Gesin van 4. En hulle gaan na Mug & Bean toe, R800. Wat is hulle kerklike bydrae? Mense, ons moet ophou bullshit oor finansies in die kerk. Ons moet regtig, as jy as ouderling voorloop, vir die lidmate sê, dit is jou verantwoordelikheid. Ek het my nie voorberei om te praat oor kerklike ramings nie. Wat is die ramings per lidmaat nou, Cornelius? Ek het wissel, maar ek dink as jy dit saam gaan kyk oor die 800, 900 R100 'n jaar. Bietjie meer en dan as jy na die klas is. Ja, dan is die klas is so. Kom ons maak dit verskriklik baie geld, dus maak dit R1.200 'n jaar per lidmaat. Nee, R120 per maand. So jy kan vir hy lidmaat sê, onthou die eerste R120 wat jy gee, gaan net so aan ons ander verpligtinge. Nou het julle nog nie vir die dominee 'n halwe liter, nee, kom ons sê 1/10 van 'n liter petrol ingegooi in sy kar nie, nee. Kyk na die nuutste petrolpryse. Maar as ek iets oorkom om met die dominee daar wees, nee. En hy moet nie klaar oor hierdie goed of daardie goed nie. Julle weet hoekom glimlag dominees as hulle in die dorp by die kar ry. Hongerpyne. Want ons moet die dominee nederig hou, né? Val as sy traktement is waarom het gaan. So as jy die huisbesoek gaan doen, vat jou R10 per besoekpunt saam. Vra die R1 en dan gee ons Sondag in die kollektebusie gooi. Daar is verskeie gedeeltes wat ons kan lees. Maleagi 3 vers 10 veral
bring julle volle tiendes, né? Nou, ek moet julle vertel van hoe sit. Belfast, eerste gemeente, kom hierdie diaken en net klaar met sy diensplig, landbouvoorligter, en sy vrou werk toe by een of ander plek, pas getroud, en hulle trek daarin en hy sê toe vir my toe ek nou gaan ontmoet en so. Jy weet, dominee, ons salaris is bitter klein. Ons sal nie van kerklike bydrae gee nie. Ok. En ek lees vir hom Maleagi 3 vers 10. Daar was die Heer sê, toets my, of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak, en vir julle reën sal uitgee, meer as wie julle kan gebruik nie. En hy sê vir my, ek aanvaar die Here se challenge. En so Pastor Engelsman. Einde van die maand, check in die bydraekas R124,80. Presies 1/10 van sy salaris check. Vandag gee hy nog steeds sy 10de. Elke 3de jaar trek hy 'n piksplinter nuwe Mercedes-Benz uit. En hy bly in een van die meer vooraanstaande gedeeltes in Krugersdorp. En dit gaan met hulle finansiëel baie goed. Vraag is, hoeveel vertrou ons die Here? As die Here vir ons sê, gee my jou 10de. So, kom ons ek wil saamvat, as ons gaan huisbesoek doen, dat die woord van die Here praat. Wys die voordeel of die voorbeeld van wat die Here sê, en die lidmaat moet die Here antwoord, en nie vir jou nie. Ek sê baie keer, vir lidmate gesê, ek het vra vir jou 'n vraag oor jou bydrae, maar ek wil hê jy so, vat hierdie papiertjie, en dan skryf jy vir die Here 'n antwoord. En as jy vir die Here die antwoord geskryf het, dan weet jy het geskryf, teken dit. En dit maak nogal dat die lidmate 2 keer dan voor hy sy handtekening daar sit, oor wat antwoord ek die Here oor kerklike bydraes. So, moenie opsien teen die hele gesprek, en dit is 'n moeilike gesprek, maar onthou, as jy as die Here se teenwoordiger sê oor die Here sê, dan moet die mense die Here antwoord. Elias. Ja, ekskuus, ek wil nou net gou kyk, want daar's net een met die susters en die goede. Ou gaan nie nou gesê ons kom so 'n stukkie laat wees. Ek dink dalk net vir ons saamvat en dan gee ons so 10, 15 minute as daar nog 'n vraag. Ja, ek is nou klaar oor dit gepraat. So, hoe laat is die susters? Kom ek kyk, is nou so 12 uur, dalk so, sy sê hy so 10, 15 minute reg. Goed. Goed. Ja, julle het gesê ek moet 12 uur op. Nou is alweer, dit is 12 uur. Kan ons nou hoor, ek het nou vinnig daaroor gevra, is daar enige vraag oor kerklike bydraes, Gys? Nie net vir almal om te hoor, ek verstaan dit in my hart. Daar is 'n behoeftige geval in die gemeente, die diakonie sorg daar. Gee hulle 'n bydrae, ja of nee? Ek weet wat is die antwoord. Ja. Ek wil net hoor as ek reg of verkeerd. As 'n diakonie 'n lidmaat versorg, is dit die Here se versorging vir daai lidmate, ja of nee? Ja. Met ander woorde, hulle moet van dit wat die Here hulle mee versorg vir die Here dankie sê. Nee. So met ander woorde, mens moet nie en dan is dit so, nou was 'n baie goeie studie gewees jare terug by klases. Ja. Ek kan ons, daar is Leidenburg, rondom die verskil tussen kerklike bydraes en diakonale bydraes. Is dit die 10de ja of nee en dis meer,
ongelukkig dink ek daai studie ergens verlore gegaan. Maar dit was nogal insiggewend om te sê dat jou bydrae vir die kerklike bydrae en jou bydrae vir die diakonale versorging is twee verskillende goed. Jy gee jou bydrae vir die diakonie om dankie te sê dat jy het. En jy gee jou kerklike bydrae om vir die Here om te sê, Here, gebruik hierdie geld om my kerk te versorg. So, dis twee verskillende sake, maar is belangrik. Yes. Daar's 'n algemene opvatting, en nou wil ek net hoor of dit verstaan ek het reg of verkeerd. Die meeste huishoudings, of baie huishoudings deesdae werk die vrou ook. Gee sy ook haar tiende, of is die huishouding en die man verteenwoordig uit die huishouding net van hom of die of sy bydrae? Versorg die Here die man, of versorg hy die gesin? Gebruik jy die vrou se bydrae om die gesin te versorg, of net die man se bydrae? Kyk, dis verskriklik belangrik om 'n loophole, en dit is lekker om 'n loophole te kry. Maar mense, ons kan mekaar bullshit nie, jy kan nie die Here bullshit nie. Die Here weet waarmee hy hierdie gesin versorg. En deesdae kry baie vrouens meer geld as hulle mans. So, dit gaan oor die totale versorging van die gesin. Weet julle hoe wonderlik is dit as jy nou jou hoërskoolkinders kry wat begin waiterwerk doen en jy sien hier soos van sy voetjies gee hy ook ietsie. Nee. En nou praat ek weer met myself met my jongste het by John Dory's gewaiter. Het elke maand daar bydraaitjie gegee. En daai tips wat sy gekry het was soveel dat dit al haar sakgeld vir 4 jaar op die universiteit kon gedek het. Die Here het sy jong loop gemaak. Pieter? Dr. Renie, ek wil 'n bietjie hoor rondom ramings. Yes. In jou gemeente is daar kinders wat nou studeer nog. Word ramings oorbetaal vir hulle? 'n ander vraag wat ek wil vra is, daar's mense by ons of lidmate by ons wat attestate daar is waar hy bly by die kus want hy wil begrawe word. Nou wat is attestaat saam? In ander woorde, dit is goed wat ons mee sit dat ons nie weet nie. En as 'n lidmate wat dan glad nie kerk toe kom, die vrou nie, maar die man kom. Nou kan jy daai suster in 'n onafhanklike wijk sit en dan net op die man die ramings betaal? Ja, goed. Ramings word per lidmaat uitgewerk. So met ander woorde, jou lidmaat is jou belydende lidmaat. 'n Attestaat is 'n getuigskrif oor hoe hierdie lidmaat se geloofslewe en sy uitleef van sy geloofslewe. 'n Lidmaat kan nie sê, ek trek Suidkus toe en ek vat nie my attestaat saam nie. Laat hy dan eerder vir julle 10.000 rand gee vir sy graf, en dan weet hy kan die grafie kry, maar sy attestaat van soontoe, want hy woon daar so die eredienste by. Wat die studente ensovoorts, kyk, dis die loopholes wat die mense kry met die uitwerk van dinges. Maar as jy nou 'n direkteur van 'n maatskappy het, wat 100.000 rand 'n maand, en as ek nou kyk deesdae na die regering, dan praat hulle van amper miljoene rand wat die ouens per maand kry, dan is sy raming ook nog net 120 rand 'n maand. En dan kan hy mos 'n bietjie help vir daai student wat, of sy eie kind skies tog, wat nie die ramings gaan betaal nie. So, ons moet en ek het, so moet ek sê, ek het by die was op die bestuur van die bureau gewees. Skies. Ek was op die bestuur van die bureau gewees en op die ou einde met die ou sê, dis waarop ons werk. En die werk op belydende lidmaat. En hulle mekaar maar kruis subsidieer, as ek die woord so kan noem. Goed. Ja. Goed. Ek net gou hierdie dingetjie aan my keel kry dat ek ophou hoes.
ons het baie keer by die bureau hierdie briewe gekry van 'n gemeente wat sê, ons kan nie meer die ram ons betaal nie, ons gaan nou 10de van ons inkomste gee. En ek onthou een spesifieke gemeente wat ons mee gewerk het, 'n gemeente in Pretoria. En dis die wonderlike van die internet, jy kan deesdae baie vrae vra. Toe het ons agtergekom dat die gebied waarin hulle die gemeente die lidmate bly, se gemiddelde huisverband is 2,3 miljoen. En as ek die banke reg verstaan, is 2,3 miljoen mag nie meer as 25% van jou jaarlikse inkomste wees nie. Met ander woorde, die lidmaat moet so om en by 7 miljoen rand per jaar verdien. En as ons 5% daarvan werk, is dit R35.000 'n maand of per jaar. So dis bloot ouderlinge wat nie hulle werk doen nie, wat nie ramings kan betaal nie. Ek sê dit kraas en ek sê dit reguit, maar dis my oortuiging. As 'n kerkraad sy werk doen, en nou praat ek van, ek was nooit 'n vreeslike groot gemeente gehad nie. Enigste groot gemeente wat ek gehad het, was Primrose, en ek het in die 10 jaar wat ek daar was, helfte van die lidmate begrawe. Ek begin by 400, ek het geëindig by 200. Okay. Nou het ek nog groot gemeentes gehad nie, maar weet julle, ons het die voorreg gehad om by al die klein gemeentetjies was ons ramings altyd ten volle betaal. Hoekom? Ja, hulle het hulle werk gedoen. Okay, nog vrae? Yes. Ja. Nee, is so. Maar goed, die ding is, ek dink wat belangrik is wat Pieter gesê het, is in die eerste plek, daai lidmaat se gesindheid reg is, dan vertrou hy die Here, en as hy sy R2000 is, sy 10de gee wat hy nie kan gee nie, gaan die Here vir hom voorsien. Ek het ook, want ek vertrou die Here. En dis wat belangrik is. Maar goed, ek wil nie laat ons oor die uitsondering en oor die maybe. Kom ons praat 'n bietjie oor daai ou wat sy huis of sy plaas of wat ook al is R10 miljoen werd, wat is sy kerklike bydrae? Ja. Goed, dan volstaan ons met dit. Ek dink na twee kante toe. Dankie vir die tyd en dat u ook hier was en dat u dit so offer vir die Here. Ook vir Dr. Henny wat ons vandag voorgegaan het en die gelei het hierin. Ek dink hier's baie goed om aan te dink. Party is bevoorreg, hulle pad is verder, so hulle het 'n bietjie meer om oor te dink en te praat en dit kan by meer oplossings uitkom. Maar ek dink dit is maar, die gedagte is maar om te stimuleer en soos wat 'n mens maar ry, dat 'n mens maar met hierdie goed met mekaar praat en dit is maar so, daar sit ook 'n bepaalde element wat 'n mens, sekere goed is maar universele waarhede wat so is. Die ander praat ons maar hoe mense dit ook by jou gaan doen en hoe mense dit kan toepas. Dit is maar vir verryking en die dinge. En dan net voordat ons gaan afsluit ook, ek sal sommer vir ons die tafelgebed ook doen. Dan net vir die Gereformeerde Kerk Brits. Baie dankie sê dat julle ons hier ontvang het, dat ons julle fasiliteit kon gebruik. En dan ook net vir julle susters ook net baie dankie sê wat ons ook baie mooi versorg het vandag. Dat ons na al twee kante toe mooi gevoed en versorg word, die geestelike en die fisiese. So baie dankie vir julle en dan die broers wat nou Rega wat saam met my op die deputate is en die dinge gereël het en nou Gerry wat ons maar so halfpad gekoopteer het ook. Dankie vir julle hulp en leiding en ondersteuning ook om vandag moontlik te kan maak en dat 'n mens maar net gaan en bid. Ons kan maar net saai, nat gooi, maar die Here laat groei en dat hy julle dienswerk dan ook daar waar julle werksaam is, elkeen van julle ook besonderlik mag sien. Nee, maar jy wil nou ietsie gesê het. Dominee Nereus, miskien van ons kant af,
Bruce, kom ons staan en dan sluit ons aan. Ons Vader wat in die hemel is, U is die God wat roep. Ja, partykeer staan ons maar verstommend dat U ons as sondaar nietige mense wil gebruik. Maar tog het U dit so gewil, en dit is ook waarin U genade ook daarin sigbaar word. En dat 'n mens maar net weer besef, mens voel maar baie keer nie altyd toegerus bekwaam nie, maar wat U wel vra is gewilligheid. U gee die bekwaamheid. U lei ons deur die Gees. U het vir ons die woord gegee. Ons het ons belydenis wat ons verstaan van die skrif oor jare gevorm. En so het ons ook kosbare goed en dan ook mekaar. En so ons bede dat die elke gemeente wat vandag hier was en die res in ons klas is en so ook in ons land oor die wêreld sal seën, sal ondersteun, sal vashou. En ons besef en dit is waar ons troos lê, dit is U kerk. En U kyk na en U versorg. U gebruik ons om die werk te doen. Ons is U hande, U voete, U mond. En daarom bid ons ook vir gewilligheid, dat ons 'n leergierigheid sal hê om te bly leer en dit wat ons gehoor het, om ook te gaan doen. Partykeer is die uitdaging groot, maar ons is nie alleen nie. U troos ons met die wete dat U alle mag het. En dan sê U gaan. En dan troos U, ek is by julle. En so bid ons dat U met elke gemeente herder, ouderling sal wees. Ook vir die susters in die gemeente wat ons vandag ontvang en versorg het, ons dankie vir die gasvryheid, die liefde, en ons ook die liefdegawe mag gebruik. Seën dit aan ons liggaam, mag ons daardeur ook opnuut versterk word. Lei elkeen om ook weer veilig by hulle huise te mag kom. Om Jesus wil. Amen.